Okay. Johan, is mos Johan nie? Dan is pastoor Roan, hy gaan oorvat by pastoor Ben. Al hy klaar oorgevat. Okay, dankie Roan. Waardeer. Dus vanuit dokter gedaan voor een rust. Dokter zegt van nee, ik heb minder een keer. Hij roept nog 3-4 dagen. Nee, dat is minder. Want hij kan voor een pijn op zijn hoofd. Nee, maar die longen is minder. Dit was ik woensdag, vrijdag gewoon wel zijn vrouw met. Je weet, ik kom helpen. Ze zegt, oh wat? Ik weet, hij kon echt zo'n ondernemer. Ik spring in die lijkt door, ja. Jij Nee, ja, jy is wel klaar met die lijks. Hallo, die paramedic nie ons kom wat lang op my streeks of wat om ruitrekers wat hulle kyk sien wel hoe jou dit lyk. Dit daar is al toe sit hulle sê vader is besig om te vernou van die rook. Ja. Hulle geplaas toe sê die triple bypass gedoen. Hy het op die triple bypass. Wat hulle sê ruitrekers hulle kan nie help. Hulle gaan al die equipment nie. Hulle gaan net vir haar 3 staan en dan moet hy arbeid. Hy kry 'n ambulans om arbeid te doen. Die dokter sê dit lyk soos 'n triple bypass. Hy sê ooral die kop hy kom uit, hy was seker vir 3 maande by die huis. Sodra hy weer behoorlik gesond is en dan gaan hy terug na die dokter en gooi moet eers iets opneem. Hy sê nee, maar hy kan my vertel, dit is my dis jou eerste keer, hy sê elke keer wat pijn krijg aan het grond, en nie is jou longe, half rood. Dis een nooit sy longe hart wat wees. Ja, ek was verbind, sy hart was maar 16%. Ja, hulle sê, die dokter sê, dis 'n wonderwerk wat hy nog lewe. Ja. Maar hulle sê, het kan tot 1 jaar vat, nee, om te herstel. Volgende zondag toe sy saam met my kerk. Ek het 'n ander ou, want môre het ons 'n manne dag hier so nie. 'n ander vriend stel my vanoggend. Wat maak ek? Ek sê van, wat maak jy môre hier? En ek sê, ek vra jou, ek sê, jy is môre hier. Ek tel jou op. Ja. Kijk, we gaan nou rest ja, dan gaan we. Goedemorgen, kom kan staan alsjeblieft. Dit is onze poes. Er staat voor de deur. Dus nog niet meer lang niet. Moet vakantie gebeuren. Sy genade bedank nie. Ja, die bruine kom. En sy loon is by hom. Is jy gereed as hy kom? Hy sal werk op die land. Maar my kind sal geluk wees. En dan hou op die sak. Ons sy hals sal so goed wees. Waarom is jy so baas? Net so, ja. En sal raad met baas. En die hand gaat Ons sy baas.
Wat even dag niet. Dat is een liefde. Wat niemand weet van de dag niet. Onze druk van mij. Naar iemand is samen. Very good, very good small. Jesus on the shadow. From where the others start, from you should we are. Let the girls and I don't make me hard. Let's see the real. Let's see the real. Sing it again, Jesus on the shadow. Let's see the real. For the thing I understand, for you so very hard. When I look at Halleluja, Abba Vader. Here, baie, baie dankie vir hierdie dag. Hierdie dag wat U vir ons geskenk het, op 'n Vrydagoggend 11:00, om in die huis van die Here bymekaar te kan kom, om net met U te kan praat. Here, ons staan hier met 'n familie wat stikkend is, wat seer is, wat huil, maar Here, ons weet dat vandag gaan oor U en U alleen. En soos as jy nou na hierdie liedjie geluister het, dat jy gereed moet wees. En Here, dat ons hierdie woorde gevat het en besef dat ons moet gereed wees om die Vader van die Vaders, die Koning van die Konings te ontmoet. Ek bid en vra Here dat jy elkeen sal styf vashou vandag, waar ons 'n afskeid gaan neem van 'n geliefde, Here, wat nie altyd lekker is nie. Maar Here, ons weet dat Oom Piet is by 'n veilige plek. En ek is seker, hy gaan nie wil plekke ruil met enigeen van ons nie. Hou ons wat nog hier is, hou ons vas, versterk ons, gee ons die krag. En dis my gebed in Jesus naam. Amen en amen. Julle kan julle sitplekke neem, baie dankie. Ja, ons is hier vandag om afskeid te neem van 'n geliefde, nie? 'n liefdevolle herinnering aan Pieter Magiel Joubert. Op 21 Januarie 2026 het die Here sy blom kom pluk nadat hy 67 jaar, 2 maande en 17 dae aan hierdie familie en vriende geleen was. Dit is nie lekker nie. Ons neem afskeid van 'n seun, ek dink aan sy mamma wat hier is, aan 'n man, aan die Marie, ons dink aan julle wie se pa dit is, en wie se oupa dit broer en vriend was. Soos ek gesê het, Oom Piet se lewensboek is geopen op die 4de November 1958. En sy boek is gesluit op 21 Januarie 2026. Op 'n ouderdom van 67, julle het dit mooi uitgewerk, 67 jaar, 2 maande en 17 dae. Ons en julle kon nog die minute en goed alles nog mooi uitgewerk het. Want baie keer dan hoor 'n ou man net, hy was gebore en hy het afgesterf in die ouderdom. En dit is nice om te weet dat, jy weet, daar's moeite ingesit. En ek wil sê, daar's baie vrae oor hoekom. Nou, maar God se woord sê vir ons dat ons ook moet weet dat ons weet nou net ten dele. Amen? Maar eendag sal ons ten volle weet.
En enig as ons in die hemel is, dan kan ons vir die Here vra, Here, hoekom het jy vir oom Piet kom haal? Hoekom het jy my man, hoekom het jy my seun, of my oupa, my pa kom haal? Na 6 maande wat hy in die hospitaal was, 6 maande en 1 week, wat die familie moes op en af ry, Joburg Gent toe, net daai verkeer is klaar erg genoeg. En dan om daar te sit en in daai lang ry staan, om in te gaan by die hospitaal, dit is 'n ewigheid. En vir 6 maande was julle getrou, en julle het gereeld gegaan, en op 'n stadium gekom, dat ons gedink het, hoorie, dis nou tyd. Die dokters het gesê, hoorie, dis nou tyd om Piet is op sy einde. Kry die familie en die geliefdes, laat hulle kom, en hulle moet kom afskeid neem. En ek kan onthou, eendag sit ek by die werk, en Tannie Marie gooi my op video call, nee, weet jy wat die Afrikaanse woord nie, gooi maar video call, en sy sê, oom Piet wil met jou praat. En ek sê, wow, okay, sy is reg, maar nou kan ek nie lekker hoor wat oom Piet sê nie, want hy het nog die pyp in die keel en goeders. Gelukkig was Tannie Marie daar, so sy kon nie tolk wees. So sy het vir my gesê wat oom Piet sê, en hy sê, te weet, ek wil seker maak, dat wanneer dit doen, pastoor Ben moet sy diens doen, maar ons almal weet, pastoor Ben Louter het deur 'n massiewe hartaanval gegaan, so hy is sterk aan, hy gaan goed met hom, maar hy gaan nou nie diens kan doen, hy sê, maar dan wil ek hê julle bikers, julle moet dit doen, so nou, van julle het nou seker gewonder, hoekom lyk ons so rof, en hierdie man het nie 'n soet aan nie, hy staan nou nie soos 'n pastoor hier voor nie, maar ons is bikers, so, en dit is wat ons doen, en ons het gereeld gaan kuier daar by Tannie Marie en oom Piet hulle, en hy sê toe, nee, ek moet die diens doen, ek sê, nee oom Piet, dit is reg, hy sê, maar dit moet en dit, so hy kry alles in plek, so die van julle wat daar was, sal weet, oom Piet wil, maak seker, alles is in plek, nee, en ek vra vir oom Piet, ek sê, dit al die dinge is reg, maar die belangrikste is jou saak reg, want nou nie, hierdie is nie 'n ding wat ek gaan gou doen, en dan oor 'n week, dan kom ek terug, en dan gaan ek weer aan nie. As jou asem uitgeblaas het, is dit finaal. Dan kan ons nie wel regmaak en sê, gou wil ek verander, of ek wil gou terugkom. So, ek vra oom Piet, is jou saak reg met God? En ons het so 'n bietjie gedeel oor die foon met my tolk, en oom Piet is verseker, hy sê, sy saak is reg. Hy sê, Tannie Marie, is jy reg, as die Here gaan kom? Hy sê, sy is reg. Maar weet jy dit, 'n ou sê dit, maar die dag as dit gebeur, dan is dit 'n ander storie, né? Want dan gaan 'n ou deur ander emosies in jou liggaam. Maar nietemin, en ons bid toe saam met oom Piet, en hy is baie gelukkig, ons is gelukkig. Ek sê vir oom Piet, dit gaan vir my eer en 'n voorreg wees om jou begrafnisdiens te kan waarneem, en ek glo en vertrou die Here sal die regte woord vir die regte dag gee as dit moet plaasvind. En toe kom die goeie nuus. Hy kom uit ICU uit, hy gaan gewone saal toe. Ek sê, Here, hoe bid ons? Ons bid dat U gaan kom, U gaan deur die hemel skeer, en U gaan hom kom haal, verlos van sy pyn en lyding, en hier word hy gesond, en hy's uit ICU uit in 'n gewone saal. Wow, opgewonde. Ons is so opgewonde, ons hou die groep dop, die suurstofbottel is kom huis toe. Hulle laat weet op die laaste oomblik, okay, op 5 minute, dan vertrek die ambulans, hy kom huis toe. Ons almal is opgewonde. Na 6 maande gaan die man weer huis toe kom. En ek moet vir julle sê, dat oom Piet het huis toe gekom, om huis toe te gaan. Hoor julle? Hy het gekom, en hy het geweet, dat hy gaan huis toe. Maar hy wil dit nie daar doen waar dit ver is nie. Hy wil dit doen waar hy naaste is aan sy familie en sy geliefdes. So ja, nou kan ou vra, maar hoekom? Here, 6 maande en goeder. Want die Here het sy tyd. En 'n gedeelte in God se woord is baie duidelik in Johannes 14, hier vanaf vers 1. Hy sê, en laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings, en as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir jou plek voor te berei. En as ek gegaan het en vir jou plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Nou ek wil vir julle sê, hoe Piet hierdie weg geken. Hy het geweet wie is die weg. Hy het hom by die naam geken. Sy verlosser, sy redder, sy saligmaker. En oom Piet was gereed. Nie net op een geleentheid nie, op 'n paar geleenthede was hy gereed gewees om na sy tuiste toe te gaan.
So die woord sê vir ons dat ons 'n wedloop het om te hardloop. En ek gebruik dit baie as ek 'n woord bedien, dan sê ek, sit jouself en dink jouself hoe lyk 'n atletiekbaan. Ons vat 'n 100 meter. Jy kan jouself sien, jy sien die strepe, né? Elke ou is in sy eie baan. Jy is nou in jou baan. Jy kan nie nou in 'n ander ou se baan gaan hardloop nie. Sonja kan nie nou in my baan gaan hardloop nie. Tannie San kan nie nou in Tannie Mariaan se. So elke ou is in sy eie baan. Jy het jou lewensloop wat jy nou moet hardloop. En nou is ons op daai baan. En die wedloop is daar voor ons. Nou hardloop ons. Wat doen party van ons? Ons raak moeg. Kyk in jou geestesoog sien jy nou aan die linkerkant sien jy miskien die paviljoene, nee? Daar's paviljoene. Gaan jy nou eers bietjie gaan sit en rus op die paviljoene? Ek sal later weer die wedloop voltooi, of jy sien die sandput aan jou ander kant. Gaan speel nou eers 'n bietjie in die sandput. En wat ek wil doen is, as raak nou moeg om die Here te volg, dan gaan sit ek nou eers bietjie op die paviljoene en ek gaan rus en ek sal die Here later dien weer as ek bietjie ouer is. Ek wil nou eers my lewe geniet. Of ek gaan sit in die sandput, nee, gaan speel met die dinge van die wêreld. Gaan speel so 'n bietjie met sonde, want God is mos lankmoedig. Hy sal my vergewe. So, maar die wedloop is al voor. En die Here sê, ek staan daar by daai wenstreep en hy wag vir jou. En hoor wat sê sy woord vir ons daarso in 2 Timoteus 4 vers 7. Net gou so toe blaai. Hy sê, en hom Piet het hierdie toe gedoen. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid van die Here. Die regverdige regter my in die dag sal gee. En nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Maar ek kan vir jou sê, oom Piet kon nie wag om die verskyning van God se almag te sien nie. En dit is die honger en die dors wat in ieder en elkeen van ons moet wees, is om daai verskyning te wil hê. En dis kom ons nou in hierdie wedloop is, moenie nou moeg raak nie. Moenie nou tou opgooi en bietjie gaan sit en rus nie. Die wedloop is hier voor ons. Hoe weet ons hoe ver is ons 100 meter? Party is nog dalk 100 jaar. Party is dalk môre. Party is dalk vanaand. Weet nie. So moenie gaan tyd mors op 'n atletiekbaan, weet op die atletiekbaan hardloop en dan op die paviljoen toe gaan sit of in die sandput te speel nie. So 'n Piet se plekkie gaan leeg wees. Ons gaan hom baie mis, verseker. Hy het baie mense laat lag. Vrydag, wanneer julle manne bidure gehad het, Ronald, julle ouens, almal wat daar by Avondgoed bly, wat daar by mekaar gekom het, hulle het daai tydjies geniet. En ek, toe ons daar was, laasweek Sondag, toe sê ek vir een oom, ek sê, moenie laat dit ophou nie. Jy moet daai aflosstokkie vat en jy moet hardloop. Ons kan nie nou wil gaan rus nie, nee? So daar's 'n uitnodiging en dit bring my op vandag se boodskap. Dis 'n uitnodiging. Nou, ons almal het al in ons lewens al 'n uitnodiging gekry. Amen. As ek bring is ons 'n bietjie terugdink aan ons skool, daar het ons 'n skool sokkie gehad, né? Want jy 'n uitnodiging gekry. Oukie het jou miskien gevra om jou saam te gaan na die jokkies, hierdie sokkie toe. Dan het jy gegaan. Dis 'n uitnodiging. En dan het baie van ons is uitgenooi al na troues toe. En ons is uitgenooi na deftige etes toe, dan moet jy netjies aantrek. Of jy is uitgenooi na 'n onderhoud toe, né? So dan moet 'n ou reg wees. En jou reaksie wat jy getoon het op daai uitnodiging het 'n verandering gemaak. As jy dit geaanvaar het, dan was daar iets gewees. As jy gedink het, ek gaan nie my tyd mors nie, ek gaan nie dit doen nie, dan is daar 'n reaksie gewees wat plaasgevind het. En ek wil vandag vir jou sê, dat vandag se uitnodiging kom van Jesus Christus, God die Vader, Heilige Gees self af. En hierdie uitnodiging lees, volg my. Dis dit, volg my. So jy kan nou hierdie uitnodiging vat, en dan kan jy dit sê, dit gaan jou eie maak, of jy gaan dit los. En ek gebruik dit baie op woensdaagoggende as ek woordjie opneem op ons videoklips, en ons is nou so hier by woensdaagaande by ons kerk, is dit nou so in petroldag. En ek sê, jy moet jou petrol kom kry. Maar nêrens in God se woord, regtig hiervan
Genesis af tot by Openbaring het ek nog nooit gelees van 'n krywan nie. Nêrens het God nog ooit gesê, dis okay, wag, sit hier so rustig, geniet jou lewe, en wanneer ek gereed is, dan gaan ek jou kom haal, en dan gaan ek jou afbring. Nee? Het julle dit al gelees? Nog nooit nie. Die Here het vir sy disippels en vir almal gesê, volg my. Hy gaan nie wag om jou te om jou handjie vas te hou nie. Dit is my en jou verpligting om hierdie uitnodiging te aanvaar, waar die Here sê, volg my. So wat kan ek en jy doen met hierdie uitnodiging wat ons gekry het vandag? Die Engelse uitdrukking het dit so mooi. I accept or I decline. Nee? So jy het daai keuse vandag. Ek aanvaar hierdie uitnodiging of ek wys dit van die hand. Here, ek het nie nou tyd vir u nie. Ek het nie nou lus vir dit nie. Here, moet nie nou vir my preek nie. Is dit nie wat het julle al gehoor nie, as jy met iemand praat oor die woord van God, oor die lering van die Here? Moenie nou met my praat oor die Here nie, ek het nie nou die tyd nie. Ek is nog bietjie jonk, ek wil nog eers bietjie my lewe geniet. Nie almal van ons gaan so bevoorreg wees om op 'n ouderdom van 67 te haal nie. Nêrens in God se woord lees ons ook dat sê dat daar 'n ouderdom aan dit is. Die woord sê, as jy gelukkig is, 70. En dan met 80 met 'n gesukkel. En 90, vra maar die mense wat oor 70 is. Jy staan nie op en jy is net op en jy loop en jy gaan aan nie. Jy staan op met 'n kreun en 'n steen en jy hou bietjie vas. Want jy kan nie so lekker staan nie, aan jou bene is bietjie styf en goeters nie. En dit kom maar saam met die ouderdom. Ek kyk nou die dag 'n videoklip van 'n dogtertjie wat vir haar ouma of haar ma vra, hoe oud is sy? En sy sê, ek is 30. Sy sê, joe, jy is al amper dood. Op 30. En dan as jy 'n kind is en jy dink jou ma is 30, en dink jy, ja, hulle is nou al oud nie. En dan hoor jy nou jou oupa is 50 en 60, ja nee, jy's horing oud. En ja, is ons nou 50 en 60 en 70. Ons is nog 'n spring chicken, man. Dan hoor jy van ooms en tannies wat 90 is nie, dis oud. Nee. So, moet nooit ouderdom koppel aan jou liggaam nie. Jy is so oud soos wat jy wil wees. En jy sorg vir jou eie ouderdom. In meaning by jou gesondheid, wat jy doen, dan kan jy 'n hoë ouderdom bereik. Maar die Here kom en hy kom haal. Hy neem. Hy gee en hy neem. So wanneer ons gereed is, so aanvaar ek en jy vandag hierdie uitnodiging, of gaan ons soos die Engelse sê, I decline. Ek het nie vandag tyd om verder na hierdie goed te luister nie. Ek is nou maar net hier om die familie tevrede te stel, want oom Piet was tog nou maar deel van die familie. En ek gebruik dit altyd op begrafnisse. Ek sê, as oom Piet vandag kon teruggekom het, dan sou hy seker een van die grootste evangeliste gewees het wat die wêreld ken. Een van die grootstes, want hy sou definitief vir ons kom sê, vir jou wat dalk hier sit en jy sê, weet jy wat, ek glo nie regtig daar is 'n hemel en hel. Ek glo nie regtig daar is 'n Here nie. Maar oom Piet vandag vir ons kom sê, daar is 'n hemel en daar is 'n hel. Maar hy gaan ook vandag vir iemand kom waarsku het. Amen. En ek ken nie hele familie nie. Ek ken so 'n handjievol met wie ons gedeel het al 'n goeie. Maar jy sal weet, wat sou oom Piet vandag vir jou kon sê, as hy kon uitkom uit die kus uit en hy kon regop staan en vir hom die mic gegee het en hy het 'n laaste kans gekry om te praat. Wat sou hy gesê? Boeta, maak reg die hemelse werklikheid. Boeta, hou vas. Ek sien jou weer is op pad na die hemel toe, moenie moeg raak nie. Hy sou regtig gekom het om vir ons dit te kom sê. So, vandag wil ek vir jou sê, moenie hardkoppig wees nie. Moenie teen die prikkel skop nie. Moenie eie wysel wees nie. Moenie dink, ek het nog baie tyd nie. Want jy weet nie hoe oud jy gaan wees, voor dit my of jou beurt gaan wees, om hier te lê nie. Miskien nie in hierdie kerk nie, maar in so 'n kussie. Een keer by 'n begrafnisdiens, sê ek, die laaste baadjie wat jy aantrek, is hierdie houtbaadjie. En hom kan jy nie uittrek nie. As jy hom aangetrek het, is jy hom aangetrek. Dan is jou streepie getrek. Die woord sê ook vir ons dat ons moet gaan waarsku.
God sê dit in sy woord. Hy sê, gaan waarsku my kinders, sodat hulle weet. En dan kom mense en dan sê hulle, maar jy oordeel my. Mense, julle het al gehoor, maar jy oordeel my. God se woord sê in Jesegiel 33, hier vers 7, hy sê, en jy o mensekind, ek het jou as 'n wag oor die huis van Israel aangestel, en as jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku. As ek aan die goddelose sê, o goddelose, jy sal sekerlik sterwe, en jy spreek nie om die goddelose vir sy weg te waarsku nie, dan sal hy, die goddelose, deur sy ongeregtigheid sterwe, maar sy bloed sal ek van jou hand eis. Hoor julle wat ek sê? In baie gevalle, dis hoekom predikers op 'n preekstoel staan, dan sal die gemeente sê, hoorie, maar al wat jy doen is jy preek sonde, en jy preek bekering. God se woord sê dit. Ja, God se genade is groot, maar moenie met God se genade speel nie. Een of ander tyd loop God se genade uit. En wanneer ons naderhand so die Here wegstoot, ons wil hom nie nou dien nie, ons het nie nou tyd vir die Here nie, dan begin ons die dienste mis. Jy weet, en ek sê dit gereeld, ek sê, ons kom elke Sondag kerk toe, dan is jy 'n getroue kerkganger, nie? Maar as jy 'n verhouding het, dan kom jy na die huis van aanbidding toe, want ek en jy is die kerk. Maar nou begin ons so 'n bietjie lou raak, dan skiep ons so nou en dan 'n Sondag, dan voel jy sleg hier binne in jou as jy nie 'n Sondag by die kerk is. Wie voel sleg as hy nie op 'n Sondag by die kerk is nie? Ja. En dan skiep jy nou nog ene. Ja, voel jy sleg, maar jy voel so 'n bietjie minder sleg. En nie by die 3de, 4de Sondag, dan voel jy nie meer sleg nie. Dan bly jy sommer by die huis. Nie? En dis gevaarlike grond om op te wees, om dit nie na te kom nie. So God se woord sê, dat ons mekaar moet waarsku. Hy sê, maar as jy, dis nou vers 9, maar as jy die goddelose waarsku vir sy weg, dat hy hom daarvan moet bekeer en hy hom nie bekeer van sy weg nie, dan sal hy deur sy ongeregtigheid sterwe, maar jy het jou siel gered. En dis hoekom dit belangrik is, dat ek en jy, wat geroep is vir die wag, hy het ons aangestel as 'n wag. Nie net vir die pastoor en die prediker en die dominee nie, hy het elke ene aangestel as 'n wag, om jou huishouding, jou kinders, jou familie te sê, dit wat jy doen, gaan maak dat jy in die ewige hel brand. Jy oordeel nie die persoon nie, jy red sy siel. So dit is ons plig om dit te doen. Ek het dit al op vorige begrafnisse ook gesê, dat God het 'n afspraak vandag met my en jou. Vrydagoggend, en dit is nou so 25:11, en die Here het 'n afspraak gehad met my en jou, want wat kon ons nie gedoen het op hierdie Vrydagoggend? Die manne wat op pensioen is, kan gaan golf speel het, manne wat werk, sit by 'n werk wat hulle lief om te doen, of vrouens inkopies, maak die man se kredietkaart minder. Maar die Here kies toe hierdie Vrydag, die 30ste Junie, 30ste Januarie, ja, amper sê ek Junie man, om my en jou hier te kry, om te hoor wat die Gees van God sal sê, om te sê, volg my. En die Here sê toe dalk vir hom Piet, hy sê wel, ek moet hierdie familie bymekaar kry, hierdie vriendekring moet ek bymekaar kry, en ek wil weet nie, hoe gaan ek hulle bymekaar kry op 'n Vrydagoggend nie. En hoe Piet sê, Here gebruik my, ek sal hulle hier kry. En dit is hoe dit gebeur het, dat ons vandag hier is. So die Here sê vir my kinders, keer terug na my toe. So en jy sal weet hoe is jou verhouding, jou persoonlike verhouding met God. Is hy so lauwarm? Is hy so medium? Is hy vuurwarm? Of is jy yskoud vir die Here? En die Here sê, was jy maar koud of was jy maar warm, maar omdat jy lou is, gaan ek jou uitspoeg. Hoe sleg gaan dit wees, as ons voor God gaan staan, en die Here sê, gaan weg van my af, ek ken jou nie. Gaan weg, ek ken jou nie. Wie is jy? Door die uitnodiging staan, volg my. Is ek en jy bereid om Jesus te volg vandag? Om ons kruis op te neem, om die ou mens af te lewe. Jy weet waarmee jy besig is. As mamma daar in die bed lê en jy sê, ja, gaan nog so 'n bietjie in die sitkamer sit, en jy is hier op jou foon besig, en jy is op 'n site. Nie net mans doen dit nie, vrouens ook. En dan is hulle daar, op 'n plekkie op hulle foon, waar hulle nie moet wees nie. Weet, God is alomteenwoordig.
Ons kan niks vir hom wegsteek nie. Ons kan niks doen en hy weet nie daarvan. Hy weet reeds daarvan. Moenie, en ek gebruik dit baie, ek sê moenie dat oom Piet se afsterwe vandag te vergeefs is nie. Moenie dat dit net nog 'n dag is want ek het gekom vir daai lekker toebroodjies. Kyk, begrafnis toebroodjies is lekker. Nee. Maar moenie dat dit die rede is hoekom jy hier is vandag. Om net daai toebroodjies te eet nie. Maar dat daar 'n verandering in jou sal binne in jou binneste sal plaasvind en sê, Here, ek wil so opgewonde wees soos oom Piet. Hy het geweet die Here gaan hom kom haal. Dat daar opgewonde in jou gewees. Die woord sê ook vir ons mag treur. Maar ons treur nie soos die wat geen hoop het nie. Want ons het hoop. Ons weet waar hy is. Ons moet nog daai geveg veg. Ons moet nog daai wedloop voltooi, sodat ons kan wees waar hy is. So moenie dat dit te vergeefs wees nie. Laat hulle uitnodiging maak. Maar ek wil nou nie jy moet hier voorkom staan nie, dan gaan die familie nou sien, jy, nee, ek het geweet daai opstaan nie. Nee, in jou hart. Jy weet of jy moet regmaak met die Here vandag. So ek sluit almal se oë, maak almal julle oë toe. En dan hierdie is 'n gesprek tussen jou en God. En waar jy vir jou vandag vir die Here sê, Here, ek wil u volg. Maar ek wil u volg in gees en in waarheid, nie net 'n lippetaal nie. Die woord sê, word 'n dader en nie net 'n hoorder nie. Maar as jy in hierdie gebed wil insluit, jy sê, Here, ek wil u volg, dan steek jy net jou hand op en jy laat sak op. Niemand kyk jy, almal se oë is toe. Here, ek wil u volg. Maar ek steek sommer altyd my hande op, Here, ek wil u volg, in gees en in waarheid. Halleluja, Abba Vader. Here, u sien die hande. Here, maar jy sien ook ons hart. En u sien ons gedagtes, of ons gedagtes soewerein is saam met u. Partykeer lê ons gedagtes in die gutter. En Here, ek bid en vra dat u by elkeen sal stil staan. Ja, Here, oom Piet was vir ons 'n voorbeeld gewees. Hoe om u te dien. Hy was in 'n rolstoel, maar hy het nie opgehou om na die huis van aanbidding toe te gaan nie. Hy het nie opgehou om die Here te dien nie. Hy het 'n manne ding gereël waar manne bymekaar kon kom om die Here se naam te kon groot maak. En ons het verskonings. Ek is te besig. My werk hou my te besig. Hierdie, my gesin, ons het verskonings hoekom ons u nie wil dien in gees en in waarheid. En Here, dit is my gebed dat vandag nie te vergeefs sal wees nie, maar dat dit 'n verandering sal bring in ons gemoed, in ons menswees, om te sê, Here, ek wil u volg soos u disippels u gevolg het. Maak nie saak wat dit sal kos nie, al kos dit my werk, al kos dit my vriende, al kos dit wat ook al, ek u sal volg in gees en in waarheid. En Here, ek gee myself oor aan u. Ek wil gereed wees as u kom. Here, dit is my gebed vandag, in Jesus naam. Amen en amen. So ek wil julle vra dat julle, as daar iemand is wat na die tyd met my wil praat, jy's meer as welkom. Kom praat met my, Pastoor Roan is ook hierso. Pastoor Ben is nou ongelukkig nie hier vandag nie, maar moenie huis toe gaan en dat hierdie verrigtinge net te vergeef sal wees nie. Amen. Ons gaan nou na 'n liedjie luister. Elise.
Halleluja. Nee, en dit is hoe ons die hemel moet ingaan, met blydskap. Ek kan onthou so ruk terug toe doen ons 'n begrafnisdiens hierso van een van ons warriors, nee, en daai dag het ons al die warriors hiervoor gejive. Daar was nie 'n ander woord gewees nie, maar dit was opgewonde want ons het geweet waar die persoon is. Amen. Okay, ons gaan nou oorgaan na die huldeblyk toe, Michelle. Nou, sê. Sorry, Michelle, stop koken. Zet hier, oké. En dan zo in je hand. Sorry. Kom ons kyk. Ja. My pa was 'n sagte reus, nie oor sy gestalte nie, maar oor sy groot hart. Enige een kan maar inval met lag of traan en hy was daar om raad te verleen of net grappies te deel. Hy het van visvang gehou en sing, maar meestal het hy gepraat van God se goedheid en hoe ons almal ons lewens moet gee aan die Vader in ruil vir die ewige lewe. Pa was altyd so positief ongeag pa se omstandigheid en het met volle geloof gesê, God het nog werk vir pa. Ek is baie trots op pa, dat pa so hard beklei het, om net nog eenmaal saam almal te kon wees. Mag elkeen berusting vind, dat God sy eie tyd het, en in beheer is van elkeen se lewe, en dat God besluit het om sy engel te kom verlos het, van sy aardse pyn en seer.
Daar was 'n tyd in die hospitaal wat ons gepraat het oor die dag as Jesus pa kom haal. Ek het gevra, pa moet asseblief vir Jesus vra, of pa mag hemel toe hardloop, omdat ek wou hê, pa moet die bevryding van die aardse pyn en dinge kan geniet. Pa het kop geskud en aangedui, nee, pa wil vlieg. Ek glo in my hart en weet, dat almal saam kan stem, dat ons beslis weet. Pa het pa se engelvlerke gekry, en pa kon saam met Jesus opvlieg na die hemel. Ekskuus. Ek is seker dit moes fantasties gevoel het. Pa se aardse verlating laat 'n leenplek in 'n moederhart, in 'n lewensmaat, as 'n oupa en 'n oupa groot in kinderharte, en veral as die laaste ouer in pa se kinders se harte. Namens Tannie Marie, 'n dankie vir 7 wonderlike jare saam met pa. Namens pa se 3 kleinkinders, oupa gaan gemis word, veral vir die pinkpilletjies, wat van 'n skraapplek tot 'n stuk in 'n hart kon genees. Namens 'n agterkleinseun, oupie, ons sal wel eendag saam vis vang. En laastens namens pa se 2 dogters, dankie pa, dankie vir al pa se liefde, raad, opvoeding, leiding, bystand en van die mooiste herinneringe. Pa mag maar die hemel geniet en mag papa in vrede rus. Ok, ons gaan nou oorgaan na die bedankings toe. Joburg Gen Hospitaal, Prof Meer en al die ander dokters en personeel, ER24 vir die ambulansdiens, GBA en die dienste wat gelewer word, spierdistrofie, fondasie vir die pad dat hulle saam met Piet gestap het, Jesus is lig vir die kerk en die saal se gebruik, en dan die Warriors vir julle bystand verleen en die pad wat julle saam met Piet gestap het, aan die pastore van Jesus is lig, pastoor Roan, pastoor Dani, Sonja, Annelies, pastoor JJ, 'n spesiale dankie aan pastoor Ben Loubser en sy vrou Francis vir die jare se vriendskap wat julle met hulle gestap het. Dankie aan almal wat 'n bydrae gelewer het, of dit finansiëel, emosioneel of somme net 'n bystand was, en die wat vandag van ver af gekom het, dankie aan julle ook. 'n Spesiale dankie aan Moeder Willie vir die wonderlike ma wat jy is. Hulle het vir my gesê, Tannie het 'n baie goeie seun grootgemaak. So baie dankie daarvoor. Moeder Marie vir die versorging en die liefde wat jy aan hom Piet gegee het. Gerry en Daleen Joubert vir die blomme, die bystand en die hulp met alles. Gert en Elise Parsons vir die mediese bed. Louise Nodee vir die livestreaming. Ronel Wilmien vir die bystand verleen met alles. Pastoor Letitia, sorry julle, Letitia en Morney Thompson vir die borge met die radio en die TV uitsendings. Santel, Davie, Lorinda vir die hulp met die pamflette en die kos. Charlie, Charlie, hy kry daar agterweg, ek sien hom, ja. Vir Charlie en al die bure vir julle bystand en vriendskap, laaste maar nie die minste nie, Michelle en Rudy Pieters vir al die opofferinge, die bystand en onbaatsigtige liefde. En as die familie enige iemand uitgelaat het, dan dit was nie aspres nie, maar hulle weet dat die familie waardeer elke een van julle wat gehelp het, 'n briefie, oproep hulle gegee het. Baie dankie. Ok, so ons gaan nou oorgaan na die slideshow toe en dan sal daar ook 2 video's wees.